Kom ons kyk 'n bietjie na Matteus 5, daarvan vers 29 tot by vers 30. Die Here Jesus is self hier aan die woord en hy sê: As jou regteroog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou af weg, want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. Vers 30. Of as jou regterhand jou laat struikel, kap hom af en gooi hom van jou af weg, want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel beland. Nou hier het ons met 'n pragtige voorbeeld van 'n hiperbool of dan oordrywing te doen om 'n baie belangrike punt te maak. Die gevaar aan hierdie tekste is dat die fisiese verwydering of die skending van die liggaam en liggaamsdele wat jou pla eintlik noodsaaklik is. Wat die rede ook al daarvoor kan wees, is nou nie ter sprake nie, maar as iets aan jou liggaam jou pla, dan moet jy dit verwyder. En dit kan nogal 'n groot uitdaging wees, en ek wonder of dit al, indien wel, hoeveel keer dit al gebeur het. Maar die ander kant van hierdie tekste is dat 'n mens eintlik dit moet verstaan as die amputering of dan die verwydering van oortollige geestelike laste. Petrus praat daarvan in 1 Petrus 2 vers 1 as hy sê: Lê dan af alle boosheid, alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery. Dit is die dinge wat ons regtig maar kan afsny, wat ons eintlik mee sonder kan leef. Hebreërs 12 vers 1 sê: Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. Dit bevestig wat Petrus natuurlik oor sê. En verder sê Paulus vir Timoteus in Timoteus 4 vers 7, maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. Goeie raad in verdagse lewe. En in Kolossense 2 vers 16 en 17, daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of nuwe maansfees of die Sabbatdag moet vier nie. Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Ek wil tog ook aanhaal uit Kolossense 2 vers 11. Deur julle verbondenheid met hom, dit is met Christus, is julle ook besny. Met ander woorde, daar's iets van julle verwyder, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit verstaan ek as die bekering, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. So amputasie is nodig, veral van geestelike probleme en uitdagings wat ons lewe eintlik vir ons net verder moeilik maak. Kom ons sorg dat ons so goed as moontlik doen wat die Here van ons verwag en loop mooi.